Die reën hou aan en begin nou 'n probleem raak vir grane, maar hoe lyk dit nou vorentoe? Welkom by hierdie week se ANT weervooruitskatting, moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Goeiedag. Die reën hou net aan en aan. Ons het hier vanaf die 22ste April 22 die nag tot oggend 23 oor groot gebiede, hier veral in die Vrystaat, oostelike dele 40-60 mm reën gehad. As ons kyk na wat kan verwag word, hierdie is nog vir die 23ste April, kan ons sien hier oor die sentrale, maar veral die suidoostelike gedeeltes. Ook op 24 April skuif dit so bietjie verder ooswaarts, en dan rondom hier van Vrydag 25 April, lyk dit asof daar 'n breek gaan wees so vir 'n klompie dae. Teen ongeveer 29 April kan ons sien nog baie min reën, maar 'n koue front wat hier links onder besig is om oor die land in te beweeg. En dit gaan vir ons laer temperature dan gee. So ten minste vir 'n rukkie nie baie reën nie, maar dan hier van 2 Mei af, eintlik hier al van 1 Mei af, maar veral 2-3 Mei, is daar weer redelike swaar reën moontlik oor die sentraal, maar veral die oostelike, noordoostelike dele van die land. En hierdie reën wat ons nou gehad het, besig is om te kry wat nog verwag word, kan vir ons baie groot probleme gee om die somergraan oes af te of in te samel. Op hierdie stadium is dit veral die sojabone wat 'n erge probleem het en sonneblom begin probleme kry, maar ook ons mielies begin siektes en peste in plek kry. As ons kyk na temperature, die afgelope week hier van 13 tot 19 April was die laagste minimum temperatuur al onder 5 grade hier oor die suidoostelike binneland, Drakensberg en selfs 'n deel hier oor die Oos-Vrystaat. So temperature is besig om redelik skerp af te kom. Ons kyk ook daardie week 13 tot 19 April, die ligblou gedeeltes is so tussen 1 en 3 grade Celsius ondergemiddeld vir hierdie tyd van die jaar. As ons in ag neem verlede jaar, was ons seker omtrent 4-5 grade Celsius warmer as normaal. Net so van ons kouer plekke, vir die volgende tyd, hier van 23 April tot 15 Mei, die verwagte minimum temperature, en Bakley Oos, seker een van die koudste dele in die land, kan ons sien hier rondom 24 April, kan temperature tot so by 3 grade daal, hier einde van die maand, eerste paar dae van Mei, kan dit baie naby aan 0 grade kom, hier by +1, en dan lyk of daar redelike konstante koue gaan begin voorkom in daardie gebied, so van ongeveer 9 Mei se kant af, waar temperature konstant baie naby aan vriespunt gaan wees. Kyk ons na Botawil in die Noordwes Vrystaat, temperature nog redelik of hoër. Daar kan in die laagliggende gedeeltes hier van 24 tot omtrent 28 April, kan daar ryp voorkom in die laagliggende gedeeltes, maar dis baie vogtig, so dit behoort in elk geval nie veel skade te maak nie. Ook so hier van 9-10 Mei se kant af, gaan ons 'n temperatuurdaling kry, waar ligte ryp kan voorkom. Bethlehem in die Oos-Vrystaat, 'n bietjie koeler, en hier vanaf die begin van Mei kan ons sien dat temperature hier na 4 grade Celsius te begin daal. Dit kan heelwat laer wees in die laagliggende gedeeltes, ryp kan voorkom, en dan sien ons ook hier in die tweede week van Mei, dat temperature redelik gaan daal. So ons sien nog nie swaar ryp wat groot skades kan veroorsaak nie, maar ons hitte-eenhede is so beperkend dat daar ook nie groei is nie. So ryp gaan amper nie 'n verskil maak met die temperature wat nou daar is. Kyk ons 'n bietjie wat besig is om te gebeur langer termyn. Die La Nina wat ons laas jaar beloof het so gekom hier van Desember af, ruk aangehou en toe wegbeweeg, maar op hierdie stadium lyk dit asof daar weer so 'n bietjie van 'n herlewing is. So vir Mei, Junie en Julie lyk dit asof ons steeds gemiddelde, bogemiddelde reën kan kry oor Suidelike Afrika.
waar ons verlede keer nog gesê het, dit lyk na ondergemiddelde reën vir die winter, is daar nou 'n moontlikheid dat ons nog 'n bietjie langer reën kan kry, wat nie goeie nuus is vir die stroop van ons somergrane nie. Een van die goed wat besig is om te gebeur, as ons kyk na die verskillende Niño-gebiede, en veral hier in die regterkant, kan ons sien dat temperature van 3 van die 4 Niño-gebiede, 3.4, 3, 1 en 2, so dis veral die gedeelte in die sentrale deel tot nader aan Suid-Amerika, wat besig is om nou weer redelik skerp af te koel. Kom ons sê, is nog nie La Niña neigend nie, of La Niña nie, maar dit kan begin of La Niña neigend wees. Ons kan ook kyk na die seeoppervlaktemperature se verandering tussen 16 April en 19 Maart en veral in daardie blok, dis waar die sogenaamde Niño-gebiede is, kan ons sien nader aan Suid-Amerika, die blou gedeeltes, waar ons 'n redelike skerp afkoeling gekry het, weer meer La Niña neigend. So ons moet sien wat daar gebeur. Suidelike Afrika, Indiese Oseaan, kan ons sien dat die westelike Indiese Oseaan rondom Madagaskar is nog steeds warmer as normaal, maar dit het nou afgekoel op vlakke wat dit daarom nie meer tropiese siklone en storms kan veroorsaak nie. So opsommend, nog reën is moontlik op die kort termyn, maar dan lyk daarom so 'n bietjie van 'n breek van 25 April tot so ongeveer 1 Mei met min reën, sonskyn. Dit gaan negatief inwerk, hierdie natter of meer reën op die oesproses, maar ook swakker kwaliteit waar daar wel geoes kan word. Die minimum temperature begin nader aan vriespunt beweeg, so ligte ryp is moontlik oor die koeler dele van die land, soos die Oos-Kaap en ook in die laagliggende gedeeltes hier van die sentrale dele van die land. Daar's nog steeds, dit lyk asof die tweede deel van die winter hier van Julie tot September die koudste periode gaan wees. So hier is redelike koue toestande wat waarskynlik nog voorlê, wat later gaan kom. Ons maksimum temperature hierdie afgelope tyd is meer as 5 grade Celsius koeler as die ooreenstemmende tydperk verlede jaar. So ons is heelwat koeler of het koeler toestande as verlede jaar hierdie tyd. So sterkte met die oestyd en ons hoop dat ons 'n bietjie sonskyn kry daar waar dit nodig is. Baie dankie Johan. Los asseblief vir ons kommentaar oor wat julle graag sal wil hoor in die volgende video's of kontak my sommer direk. Ons wil graag van julle hoor. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Kombi Graanbemarking. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir meer inligting of stuur vir my 'n boodskap op WhatsApp met die sleutelwoord groep om by een van ons gemeenskapsgroepe ook aan te sluit, maar ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en onthou om volgende week weer in te skakel vir die nuutste oor die weer.